groet u vanoggend met hierdie woorde, hy leef, hy het waarlik opgestaan, hy leef. Geliefdes, mag dit vanmôre vir my en u net weer opnuut in ons harte die opgewondenheid weer vanmôre bring, om te mag weet, die koning van die konings leef. Kom ons raak net stil voor die Here. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. DP, ek wil net seker maak, ons sing nie nog 'n openingslied nie. OK, wonderlik. Dankie my broer. Geliefdes, dan gaan ons oorgaan na die woord van die Here om saam te lees vir u wat dit saamgebring het. Ek glo hulle sal dit weer vir ons op die bord sit. Ja, daar is hy op. So, ons lees vanmôre uit Matteus 28 uit. Ekskuus, ek net hierdie fans so 'n bietjie kant toe draai. Ons lees saam uit Matteus 28 uit, daarvan af vers 1 tot en met vers 10 saam. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en hardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op die weg was om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete aan en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Net so ver uit die kosbare woord van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, u kan net so sit, dan gaan ek net vir ons 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, wat 'n oomblik is dit nie om weer voor u te kan stil word in hierdie môre en te mag beleef. Die graf is leeg. U het opgestaan en ons kan vanmôre in oorwinning dit sê, want ons weet dat wanneer u spreek, Here, is dit waar. Dankie vir die woord wat vir ons nagelaat is, om vanmôre te kon lees, en net weer opnuut in ons harte opgewonde te kan raak. Dankie dat ons vanmôre ook hier by die huis van die Here by mekaar kan wees, terwyl u alreeds geweet het, wie vanmôre hier moet wees. Maar dan dink ons vanmôre aan 'n broeder of 'n suster wat vanmôre siek is. Here, wat sy hartsbegeerte is om in die huis van die Here te kom. En soos 'n broeder ook hier agter dit gebid het voor die diens, wat in 'n bed lê, Here, vas in 'n bed met 'n siekte, wil ons vanmôre vir u vertrou en vir u kom vra, Here, terwyl u aan die kruis gesterf het vir my sondes
En vir my broeders en susters se sondes, het U selfs vir ons krankheid ook was U ook vir die kruis, in die kruisiging vir ons krankheid aan die kruis gewees. En ons wil vanmôre vir U kom vra, Here, dat U ook aan so iemand sal kom dink in hierdie môre. Ons wil nie nalat om vir hulle te bid nie, Here. Dan dink ons aan Dominee Jakes en sy vroutjie, Here, wat op pad terug is. En terwyl waar hulle self nou bevind, wil ons as gemeente saam vir hulle bid. Here, dat U vir hulle sal veilig hou, dat U vir hulle sal terugbring tussen hulle gemeentemensies. Here, want ek glo in my hart, dat hulle kan nie wag om al die stories te hoor nie. En dankie ook vir die tyd van rus wat hulle kon gehad het, so tussen hulle kinders. Dankie vir die bederf wat U kom gee het vir hulle. Maar Here, terwyl ons vanmôre hier is U 'n boodskap vir elke liewe een, miskien hulle wat vanmôre inkyk. Wil ons kom bid, Here, en vra dat U sal vaardig word in hierdie môre. Dat die Gees van God vanmôre sal beweeg van sitplek tot sitplek. Maar Here, dat U ook selfs vir my in hierdie môre net as instrument sal kom gebruik, terwyl ek myself beskikbaar stel hiervoor. Kom Here, en verheerlik U self in hierdie môre. En ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, ons teks van oordeenking in hierdie môre vind ons in vers 6, en dis hierdie woorde wat sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Geliefdes, ek wil ter inleiding vanoggend, ons gaan nie slaafs by hierdie gedeelte bly vanmôre nie, maar ek wil ter inleiding vanoggend 'n getuienis met U deel van 'n familielid. 'n Paar jaar gelede kom my skoonpa en hy begin met 'n probleem met sy keel. En op 'n stadium sê my skoonmoeder vir hom, jy moet by die dokter uitkom. En is ook so dat hy toe na die dokter toe gaan en na 'n klomp toetse kom sit hy voor hierdie dokter. En die dokter kyk na hierdie uitslae en hy sê vir hom die volgende: meneer, jy het keelkanker. Nou daardie een sin het my skoonpa sy hele lewe verander. U sien, skielik sit hierdie man met vrees in hom. Onsekerheid. Die toekoms lyk vir hom totaal anderste. Na 'n lang tyd van behandeling en onsekerheid, na 'n lang tyd van behandeling en 'n wagtyd wat hy deurgegaan het, kom hy met baie spanning terug by die dokter, en weer sit die dokter met hierdie uitslae voor hom, en hy sê vir hom die volgende woorde, hy sê, meneer, jou kanker is weg. Daar is geen meer bewys van enige kanker in jou keel nie. En daardie een sin verander alles vir my skoonpa. Sy uitkyk op die lewe, daar is weer hoop vir hom. Jy sien, hy het weer vreugde in hom. Hy sien kans vir die wêreld. Alles het vir hom anders gelyk as van tevore. Alles het vir hom anders gevoel. En geliefdes, dit is presies wat gebeur het by die opstanding. Jy sien, Vrydag was dit 'n totale verlorenheid, waarna die mens gekyk het na die kruis en in totale verlorenheid gestaan het. Daar was nie meer hoop gewees nie. Maar Sondag het alles verander. Die graf is leeg.
En dit bring ons by die vraag vanmôre, wat ook ons tema is, waarom verander die opstanding alles? Vrydag het ons by die kruis gestaan. Ons het gesien hoe Jesus gesterf het. Hoe hy sy lewe gegee het vir my en vir u. En toe, dan lees ons in Matteus 27, vers 59 en 60 hierdie woorde, en Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai. En dit in sy nuwe graf gelê. Die graf is toegemaak. Daar is 'n klip voor hierdie graf gerol. Daar was selfs wagte geplaas voor hierdie graf, omdat daar gesê is sy liggaam gaan gesteel word. Alles het gelyk of dit verby is. Maar toe kom Sondag, die vroue kom na die graf toe, nie om 'n lewende Here Jesus te kom kry nie, maar om 'n dooie liggaam te versorg. Hulle het nie 'n opstanding verwag nie, maar toe hulle daar aankom, is die graf leeg gewees. En die engel sê die volgende woord aan hulle, hy sê hy's nie hier nie, hy het opgestaan. En daarom weer die vraag, waarom verander die opstanding alles? Ons leef in 'n wêreld waar baie mense nie die opstanding verstaan nie, en selfs so het ek vir u gesê, Vrydag by die kruisiging is dit dieselfde geval. Hulle verstaan nie die impak van die opstanding nie. Daarom is hierdie boodskap nie net vir ander mense vanmôre nie. Dit is vir elkeen van ons hier teenwoordig vanmôre. Vir die kind van God ook, maar vir hom wat vanmôre nog soekend is. Want geliefdes, die opstanding is nie net iets wat gebeur het nie. Dit vra die aksie van my en u af. Daarom is die doel van vanoggend se boodskap om vir u te wys waarom die opstanding alles verander het. En wat dit vir my en vir u beteken in hierdie môre. En soos ons deur hierdie gedeelte werk, gaan ons sien hoe hierdie waarheid ons lewens kom raak. Daarom kom ons kyk na die eerste rede waarom die opstanding alles verander het. Want in die eerste plek die opstanding bewys wie Jesus is. Ek het vir u gesê, ons gaan nie slaafs uit hierdie gedeelte bly nie. Romeine 1 vers 4 lees ons hierdie woorde, en die gees van die heiligheid met krag verklaar, is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus onze Here. In die nuwe lewende vertaling word hy as volg geskryf. Ek wil dit graag vir u ook so lees. Uit die nuwe lewende vertaling sê hy, en Jesus Christus ons Here is geopenbaar as die seun van God, toe God hom kragtig uit die dood opgewek het deur middel van die Heilige Gees. My liewe broeder en suster, die opstanding is nie net 'n wonderwerk nie. Dit is vanmôre vir my en u die bewys. Vrydag het mense na Jesus gekyk en hulle het gesien, hy is niks. Hy kan nie homself red nie. Alhoewel dit op 'n stadium vir hom gesê is, red u self. Hulle het self gesê, hy is nie die seun van God nie. Hulle het hom verwerp. Ja, hulle het hom gespot. En daarom het hulle hom gekruisig. Maar Sondag sê God iets anderste. U sien, Sondag het daar 'n opstanding plaasgevind. En God sê, dit is my seun. Mense het hom verwerp, maar God het hom kom bevestig.
Mense het hom veroordeel, maar God het hom opgewek. Die opstanding is God se antwoord op wat die wêreld van Jesus Christus gesê het. Romeine sê, hy is verklaar as die seun van God deur die opstanding. Met ander woorde, die opstanding maak nie van Jesus die seun van God nie. Dit wys dat hy nog altyd God was. Dit is God wat sê, hier is my seun. Maar hulle het iemand verwag. Jy sien, die wêreld in daardie oomblikke het 'n Messias verwag. 'n Messias wat sou kom regeer het. 'n Messias wat hulle van die Romeinse druk sou kom losmaak het. Een wat met krag sou oorwin. Hulle het nie 'n lydende Messias gesoek nie. Hulle het iemand verwag wat sterk sou wees, nie iemand wat in hulle eie oë swak sou gewees het nie. Want daardie tyd in die kruisiging was die kruisiging 'n teken van skande gewees. Dit was 'n teken van verwerping, 'n teken dat iemand vervloek is. Daarom het mense gesê, hy kan nie die seun van God wees nie. Maar toe kom die opstanding en dit het alles kom verander. Want vir die mense wat vir die mense gelyk het soos 'n nederlaag, was eintlik God se plan gewees. Die opstanding wys, Jesus is nie verslaan nie. Hy het vir my en u oorwin. En meer as dit, hy is werklik die seun van God. Ons lees in Handelinge 2 vers 24, hierdie volgende woorde. Hy sê, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Dit is nie mense wat dit gedoen het nie, dit was God self gewees, wat sy seun kom verlos het uit hierdie graf uit. Dit is soos iemand wat in skuldigheid voor in die hof staan, en dan kom hierdie mense, dan sit hulle daar in die hof, en hulle bevind hierdie persoon alreeds skuldig. Hulle veroordeel hierdie persoon, en dan kom die regter, en hy die finale sê, en hy spreek hierdie persoon vry. En die opstanding is soos God, wat sê, my seun is wie hy is God. As die opstanding bewys dat Jesus die seun van God is, dan moet dit my en die uitkyk kom verander vanmôre. Hy is nie net iemand wat van die verlede, 'n storie wat in die verlede was, soos ek vir u vroeër gesê het, Vrydag, 'n storie van lank gelede nie. Hy is nie net iemand waarvan ons hoor nie. Hy is die lewende God, en dit beteken, jy kan nie neutraal bly vanmôre nie. Jy kan nie sê, ek sal later besluit nie, dit maak nie nou saak vir my nie. Want as hy die seun van God is, dan vra hy vanmôre my en u hele lewe. Dit beteken, jy leef nie meer nie vir jouself nie, maar jy leef nou vir Jesus Christus. Baie mense weet van Jesus, maar hulle leef asof hy nie God is nie. Hulle gaan kerk toe, hulle hoor die woord van God, maar dit verander nie hulle lewens nie. Geliefdes, ek wil vir u sê, dit is moontlik om te weet, maar nie werklik te glo nie. Want as jy werklik glo, sal dit wys in hoe jy leef. As ons lees Filippense 2 vers 11, dan staan hierdie woorde, elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God.
Die vraag is nie of dit gaan gebeur nie. Die vraag is, doen jy dit nou al? Doen jy nou al, volg jy nou al hierdie opgestane Here Jesus Christus? Dit is soos iemand wat weet wie die president is, maar hom nie erken nie, en nie ondersteun en onder sy gesag kom nie. Jy leef, jy kan weet, maar dit beteken niks totdat jy erken soos dit met Jesus was. Jy sien, jy kan weet vanmôre, hy is Jesus, maar as jy vanmôre nie kom en hom erken as die Messias, as die verlosser nie, dan beteken dit vanmôre niks nie. Daarom glo jy werklik dat hy die Seun van God is. Nie net met jou verstand nie, maar met jou hele hart. Want as hy werklik die Seun van God is, dan verander dit alles. En geliefdes, as Jesus werklik die Seun van God is, dan beteken dit wat hy aan die kruis gedoen het, was genoeg. Want in die tweede plek, die opstanding wys die kruis was genoeg gewees. 1 Korintiërs 15 vers 17 lees ons hierdie woorde: en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde. Die kruis op sy eie lyk soos die einde, 'n man wat sterf, 'n lewe wat aan die einde gekom het, 'n liggaam wat in die graf lê. As dit al was, sou daar geen sekerheid wees nie. Dan sou die vraag bly, was dit genoeg gewees? Maar dan kom die opstanding, en dit gee die antwoord. Die opstanding sê, dit is klaar. Dit is aanvaar, en dit was genoeg gewees. Die teks sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof nutteloos. En nog erger as dit, dan gaan dit verder, dan sê hierdie vers, dan is julle nog in julle sonde. Met ander woorde, sonder opstanding het die kruis geen krag nie. Daar is geen vergifnis van sonde nie. Daar is geen verlossing vanmôre vir my en vir u nie. En dan is daar ook absoluut geen hoop vir ons nie. Maar omdat hy opgestaan het, weet ons vanoggend, die skuld is betaal, die sonde is vergewe, die werk is voltooi. In die Bybelse tyd was die dood die finale bewys. As iemand sterf en in die graf lê en bly, dan is dit verby gewees. Maar Jesus het nie in die graf gebly nie. En dit wys die dood het hom ook nie oorwin nie. En as die dood hom nie kon hou nie, dan was daar geen sonde wat hom kon vashou nie. Dit beteken, hy het werklik oorwin. Dit is soos iemand wat skuld betaal. Maar daar is geen bewys nie, hy het geen strookie om te sê dat hy wel die skuld gaan betaal het nie. Hierdie persoon bly wonder, is dit regtig betaal? Maar as jy die kwitansie in jou hand kry, dan het jy die bewys dat jy klaar betaal het. En die opstanding is die kwitansie van die kruis. Dit wys die skuld is betaal. En geliefdes, as die opstanding wys dat die kruis genoeg was, dan beteken dit vanmôre, jy hoef nie meer te twyfel oor jou redding nie. Jy hoef nie te wonder, is ek kind van God nie? Jy hoef nie vanmôre weer die vraag te vra, is dit genoeg gewees nie? Is my sonde
werklik vergewe. Want die opstanding sê dit is klaar. Dit is betaal. Dit is afgehandel. Baie mense leef nog asof hulle so self iets moet byvoeg by hierdie redding. Hulle dink ek moet beter wees, ek moet hierdie beter persoonheid word. Ek moet net harder probeer. Ek moet myself net bewys. Maar geliefdes, die werk is klaar vir my en u gedoen. Die graf is vanmôre leeg. En ek en jy werk nie vir redding nie. Ons leef uit redding uit. Daar is mense vandag wat elke dag met 'n skuldgevoelens loop. Hulle dink, ek is nie goed genoeg nie. God kan my nie vergewe nie. Maar die opstanding sê, my liewe broeder en suster, die opstanding sê vanmôre, dit is genoeg. Nie omdat jy goed is nie, maar omdat hy genoeg is, en omdat hy vanmôre opgestaan het uit die dood uit. Ons lees ook in Hebreërs 10 vers 14 hierdie woorde wat sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat heilig word. En een offer vir altyd is dit, en dit sal altyd genoeg wees. Nou ek wil vanmôre vir u vra, as u dalk vir iemand vanmôre is, as ek die vraag mag vra, het iemand dalk vanmôre 'n voertuig wat klaar betaal is? Kom ons sê is vanmôre iemand onder ons wie 'n voertuig het wat klaar betaal is, maar dan probeer hierdie persoon elke maand gaan en hy wil nog 'n paaiement gaan betaal op hierdie voertuig. Nie omdat hy moet nie, maar omdat hy nie glo dat hierdie voertuig klaar betaal is nie. En so leef baie geestelike mense vanmôre. Jy sien, hulle leef asof die kruis nie genoeg was nie. En geliefdes, glo jy werklik dat dit genoeg was? Of wil jy probeer om nog elke dag so iets by te voeg by jou redding? Om nog so iets beters te wees? Of probeer jy nog altyd self bydra tot wat Jesus reeds klaar gedoen het? Want as dit genoeg is, dan bring dit rus en vrede by my en u. Die vrede wat alle verstand te bowe laat gaan. Rustigheid in jou hart kom daar. En vrede in jou lewe kom daar. As jy besef vanmôre, ek kan niks ekstra doen nie. En geliefdes, as die skuld betaal is, as die sonde vergewe is, dan beteken dit daar is nou oorwinning. Kom ons kyk na die derde rede waarom die opstanding alles verander. Want die opstanding bring oorwinning. As ons lees 1 Korintiërs 15:55, 'n baie bekende woorde, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Geliefdes, die opstanding beteken nie net dat die kruis genoeg was nie. Dit beteken, daar is ook oorwinning vir my en vir u. Nie net hoop vir eendag nie, maar 'n werklikheid vandag. Die graf is leeg en dit beteken, die dood is vanmôre oorwin. Wanneer Paulus skryf, dood, waar is jou angel? Praat hy van die angel van 'n by, iets wat steek, iets wat kan doodmaak. En volgens die skrif is die angel van die dood, is dit die sonde. Met ander woorde, dit is nie net die dood wat seer maak nie, dit is sonde wat die dood krag gee. Maar nou, deur die opstanding vanmôre, is daar die angel uitgetrek. Die dood kan nog kom.
maar dit kan nie meer vernietiging bring nie. Daarom vra Paulus hierdie tweede vraag in hierdie selfde gedeelte, dan sê hy, dood, waar is jou oorwinning? Dit is soos iemand wat spog oor 'n oorwinning, maar dit is reeds weg. Die dood het sy mag verloor. In die Bybelse tyd was die dood die finale vyand. Niemand kon dit oorwin nie, niemand kon dit terugkom nie. As iemand sterf, dan was dit klaar gewees. Maar toe kom Jesus, en hy staan op uit die dood uit, en vir die eerste keer word die dood oorwin. Kommentaarskrywers wys, dit is nie net 'n terugkeer na lewe nie, dit is 'n oorwinning oor die mag van die dood self. Daarom is die graf nou nie meer die einde nie, nee, maar die deur. Ons lees ook in Hebreërs 2 vers 14 hierdie volgende woorde wat sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hoekom? Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Jesus het deur sy dood die mag van die dood verbreek. Dit is soos 'n by. Hy kan jou steek. Maar as sy angel uit is, die oomblik as daar die by sy angel uit is, dan gaan hy dood. En hy kan niks meer skade weer doen nie. So is dit met die dood. Die angel is uit, die krag is gebreek. En geliefdes, as die opstanding wys dat die dood oorwin is, dan beteken dit vanmôre, die dood het nie meer die laaste woord nie. En nie net eendag nie, maar reeds nou al. Dit beteken jy hoef nie meer in vrees en bewing te lewe nie, terwyl ons onsself so verkeerde bevind in vrees en bewing. Ek dink maar so terloops aan dit wat in die Midde-Ooste aan die gang is. Die vrees wat dit by mense opwek. En dan sê die Here vanmôre, ons het nie nodig om in hierdie vrees te leef nie. Baie mense leef nog in vrees vir die dood, in vrees vir die toekoms, in vrees en dit wat gaan gebeur. Maar geliefdes, die grootste vyand is reeds oorwin. As die dood oorwin is, wat is daar nog vanmôre vir my en u om te vrees? Dit beteken, jy kan in hoop leef. Jy kan in oorwinning vanmôre leef. Jy kan met vrymoedigheid leef. Jy kan met 'n sekerheid leef vanmôre. Daar is mense wat nog leef asof sonde nog oor hulle heers. Hulle sê ek kan nie verander nie, dis maar ongelukkig hoe ek is. Hulle sê selfs, dis maar wie ek is. Maar die opstanding sê, jy is nie meer vasgevang nie. Die mag is gebreek, die kettinge is los vanmôre. Jy hoef nie meer gebonde te leef nie. Ons lees ook in Romeine 8 vers 11 hierdie woorde, en as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Wat 'n bemoedigende woorde is dit nie vanmôre uit die woord van die Here uit nie. Dieselfde krag werk vandag nog en werk nou nog. Dit is soos 'n gevangene wat vrygelaat word en hierdie persoon mag uitgaan. Maar hierdie persoon bly sit in hierdie sel. Hy stap nie uit nie. Nie omdat hy moet nie, maar omdat hy nie weet hy is vry nie. So leef baie
kinders van God in hierdie dag. Hulle is vry, maar hulle leef asof hulle gebonde is. Hulle is vasgevang. Geliefdes, leef jy vanmôre nog in vrees? Leef jy nog gebonde? Of leef jy in oorwinning oor die opstanding van die Here Jesus Christus? Is jy vanmôre opgewonde? Of gaan jy vanmôre toelaat dat die wêreld daar buite jou denkwyse oor die opstanding verander? Gaan jy toelaat dat die wêreld daar buite jou in hierdie vrees en bewering elke liewe dag sit? Want as Jesus oorwin het, dan kan jy oorwin. Ek wil jou vra vanmôre om by die Here te gaan stil staan as jy in hierdie vrees en bewering lewe, om die Here te vra en die Here te vertrou dat hy hierdie vrees van jou uit sal vat. My liewe broeder en suster, as die dood nie meer die laaste woorde het nie, as daar werklik oorwinning is, dan beteken dit nie net iets oor Jesus nie. Dit beteken iets vir my en vir jou vanmôre. En kom ons kyk in die laaste rede vanmôre, die opstanding, waarom die opstanding alles verander. Want die opstanding gee nuwe lewe. As ons kyk na Romeine 6 vers 4 staan hier die woorde, ons is dus met hom begrawe deur die doop en die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, hoor, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die opstanding gaan nie net oor Jesus nie, dit gaan oor my en nie ook vanmôre. Dit is nie net iets wat gebeur het nie, dit is iets wat my en u lewe raak vanmôre. Die teks sê as ware vir ons, soos Christus opgewek is, kan ons ook in 'n nuwe lewe wandel vanmôre. Met ander woorde, die opstanding bring nie net oorwinning in ons lewens nie, dit bring 'n nuwe lewe waarin ons kan wandel in hierdie môre. Hierdie vers sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood en saam met hom opgewek. Dit beteken wat met Jesus gebeur het, raak ook my en u lewe vanmôre. Sy dood beteken ek sterf in my sonde, ek sterf vir my sonde. Sy opstanding beteken ek leef nou anders as wat ek tevore geleef het. Nie eendag nie. Nou al reeds. In die vroeë kerk was die doop 'n baie belangrike teken gewees. Dit het gewys iemand behoort nou aan Christus. Dit was 'n teken dat die ou lewe verby is en dat die nuwe lewe begin het. 'n Lewe saam met Christus. 'n Ander lewe wat besig is om geleef te word. Die fokus was nie op hoe dit gedoen word nie, maar op wat dit beteken het. Dat 'n mens nou leef in krag van die opstanding. Dit is soos iemand wat 'n nuwe begin kry. Nie net 'n tweede kans nie, maar 'n nuwe lewe. Hierdie persoon kry 'n nuwe lewe waar alles anders is, waar dinge vir hierdie persoon verander het. Ek het vroeër vir u uit die getuienis van my pa het ek vir u vertel hoe dit sy uitkyk, hoe ons kon sien hoe dit sy uitkyk op die lewe verander het. Toe hy hierdie tweede vraag kry of antwoord kry op sy gesondheid. So is dit met die opstanding. Dit verander nie net jou toekoms nie, dit verander jou hele lewe. Dit verander nie net jou toekoms nie, dit verander jou hele lewe. En geliefdes, as die opstanding nuwe lewe bring, dan beteken dit my en jou lewe kan verander
Nie net eendag nie, maar reeds vandag nou al. Ons het nie nodig om te wag vir die wegraping om plaas te vind nie. Die opstanding is nie net 'n waarheid om te glo nie, dit is 'n lewe om te leef. Baie mense leef nog dieselfde ou lewe. Dieselfde ou gewoontetjies is hulle mee besig. Dieselfde ou sonde omring hulle self mee. Maar sê hulle glo in die opstanding van die Here Jesus Christus. As die opstanding werklik in jou lewe is, kan jy nie vanmôre dieselfde lewe leef nie. Dit beteken daar is verandering, daar is geestelike groei. As jy glo in hierdie opstanding, dan moet daar tog hierdie verandering in jou lewe wees. Dan moet dit duidelik gesien word dat hierdie persoon geestelik groei. Daar's 'n nuwe rigting wat hierdie persoon inslaan. Dit wys in jou daaglikse lewe, jou praat, jou dink, jou optrede. Dit wys nie net daar by jou huis nie. Jy sien dit werk, dit wys daar by jou werk. En selfs ook so hier in die kerk. As jy die broeder of die suster hier kry en jy kry hom daar buite in die besigheidsentrum, dan sit een en dieselfde persoon. 'n Nuwe lewe is nie net iets wat jy sê nie, dit is iets wat 'n mens kan sien. 'n Teksvers wat baie naby aan my hart is, wil ek vanmôre aan die voorhou, en hierdie teksvers het 'n deel van my lewe geword, toe ek besef het, wat die Here Jesus vir my kom doen het. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy gaan verder, hy sê, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Jy sien, want die opstanding beteken dat die oorwinning daar was. En ek kan nou reeds in daardie oorwinning leef. Ek het nie nodig om te wag vir die dag om by die Here Jesus te wees nie. Dit is soos iemand wat 'n nuwe lewe kry, maar hy bly nog leef soos voorheen, dit maak nie vir hom sin nie. Soos dit ook met sommige geestelike mense gaan. Jy kan nie sê dat hierdie man of vrou 'n nuwe lewe het nie, want niks het verander nie. Hulle lewe nog dieselfde. En geliefdes, leef jy hierdie nuwe lewe of leef jy nog soos voorheen? Is die vraag wat ek vanmôre aan u wil vra. Het jy al hierdie nuwe lewe deelagtig geword? As dit waar is, as die opstanding nuwe lewe bring, dan kan 'n mens nie dieselfde bly nie. Dan vra dit iets van jou. En dit bring ons by die slot van hierdie boodskap vanmôre. Vanoggend het ons gesien, die opstanding is nie net 'n gebeurtenis nie. Dit is 'n antwoord van God. Dit wys vir ons die kruis was nie net 'n nederlaag nie. Dit was 'n oorwinning vir my en u in hierdie môre. Die graf was nie net 'n einde nie, maar dit was 'n begin gewees. Sonder die opstanding sou daar geen sekerheid gewees het vanmôre nie. Geen oorwinning sou daar wees nie en geen nuwe lewe sou daar wees nie. Maar omdat hy leef, verander dit alles. Dit verander hoe 'n mens na Jesus kyk. Dit verander hoe ons na die kruis kyk. Dit verander hoe ons na ons eie lewens kyk in hierdie môre. Die vraag is nie meer, het hy opgestaan nie. Die vraag is, wat beteken dit vanmôre vir jou en vir my vanmôre?
Geliefdes, dis met u wat die Here vanmôre gepraat het. As Jesus werklik opgestaan het, dan is hy vanmôre die Seun van God. Dan is die kruis genoeg vir my en vir u. Dan is daar oorwinning vir my en vir u. Dan is daar ook 'n nuwe lewe vir my en vir u. Maar dan kan jy nie bly soos jy is nie. Jy kan nie net weet nie. Nie net hoor nie. Nie net saamstem nie. Jy moet reageer. Want die opstanding vra nie net dat jy glo vanmôre nie. Dit vra dat jy totaal en al jou lewe sal oorgee aan die Here Jesus. Geliefdes, ek los hier vanoggend met hierdie vraag. Glo jy dit net? Of leef jy dit vandag? Amen. Hemelse Vader, terwyl ons voor U buig, dink ek aan hoe die wêreld, ons mensdom, se denkwyse kom die mekaar krap het. En Here, terwyl dit my hart was, om ook net weer vanmôre die besef by my broeders en my susters te los, dat ons nou reeds in oorwinning kan leef. Ons het nie nodig om skaam te wees oor die graf wat vanmôre leeg is nie. Ons kan vanmôre as ware kan ons opgewonde wees. Bid dit so vir my broeders en my susters, Here, laat dit hulle lewe deelagtig sal word. Dat wanneer hulle vanoggend by hierdie kerk se deur sal uitstap, dat hulle reeds daar die oorwinning daar buite sal gaan leef. Dat 'n werkgewer, dat 'n vriend, 'n familielid, 'n kind kan sien my ouers het verander. Hier's iets anders vanmôre wat gebeur het met my ouers. Daar's iets anderste wat gebeur het met hierdie man by die werk. Wie is hy? Ja, Here, dis ons begeerte dat U vanmôre sal hierdie saad wat gesaai is, dat U dit sal laat ontkiem. Maar ons bid ook so vanmôre dat die roofvoëls van die hemel nie sal kom en hierdie saad sal oppik nie, terwyl ons dalk miskien 'n week later al klaar vergeet het. Bid ek so dat ons sal hierdie woord koester. Dat ons hierdie woord in ons harte sal bær en dat ons opgewonde sal leef. Nie in vrees en bewing nie. Dankie weer vanmôre vir die graf wat leeg is. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.